Hy leef. Hy het waarlik opgestaan. En daarom groet ek jou ook vanoggend met hierdie woorde. Hy leef. Baie, baie welkom vanoggend by jou Paasondagoggend, Sondag stil word. 'n Bejaarde dame se seun het in die Vietnamoorlog geveg. Soos enige mamma was hy baie bekommerd oor haar seun. Eendag was daar 'n klop aan die deur. Toe sy die deur oopmaak, het daar 2 weermagoffisiere voor die deur gestaan. Sy het hulle binne genooi. Hulle het gaan sit. En toe het hulle vir haar die nuus oorgedra dat haar seun oorlede is. Hulle het sy besittings en alles wat aan hom behoort het saamgebring en dit aan haar oorhandig. Vir jare lank het sy getreur oor haar enigste seun wat oorlede is. Toe eendag, toe's daar weer 'n klop aan die deur. En toe sy die deur oopmaak, toe staan haar seun in lewende lywe voor haar. Hy was een van die gijslaers wat deur die vyand aangehou is. En hulle het daarin geslaag om te ontsnap en hulle het hulle weg teruggevind Amerika toe. En hy het sy bejaarde moedertjie gaan opsoek. Dink nou net vir jou in, wat 'n vreugde was dit vir hierdie mammaatjie. 'n Seun wat sy gedink het dood was, wat ewe skielik in lewende lywe voor haar gestaan het. Ek dink, dit is omtrent soos wat die disippels moes gevoel het, toe Jesus ewe skielik deur alles wat gesluit was, instap en aan hulle verskyn het. Totaal en al oorbluf, dit kan nie wees nie, dit kan nie hy wees nie, hulle het gesien hoe sterf hy, hulle het gesien hoe word hy begrawe. Net so is Jesus se opstanding ook vir baie mense, iets wat hulle nie weet hoe om dit te hanteer nie. En daarom ons tema vandag is, waar is Jesus? En ek wil hom 'n treetjie verder vat, waar is Jesus vandag vir jou? Luister vanoggend saam met my na Efesiërs 3, vers 16 en 17. Ek bid dat hy, dit is Jesus, deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Het jy al opgelet hoe ons jaar inklee? Hier in Desember, die geboorte van Jesus. Dan werk ons deur na Paasfees toe, die sterwe van Jesus. Dan gaan ons aan na Pinkster toe. En dan kom ons weer terug by Kersfees, die geboorte, die Paase, die Pinkster. En dan weer terug, en so elke jaar dieselfde. En dan wonder ek soms, hoekom is daar nie 'n fees vir die opgestane Jesus wat lewe vandag, wat by in jou en my is nie? En as jy na die geloofsbelydenis kyk, dan kry jy omtrent dieselfde ding. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, se eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, en wat gelyd en gesterwe het, en ter helle neergedaal het, en dan, wat opgestaan het uit die dood, wat sit aan die regterhand van God, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat nog sterwe. Dit het by baie van ons tot gevolg gehad, dat ons Jesus beleef het. Hy het nou gesterwe, en hy het nou opgestaan, en nou kyk hy vir ons, om te sien hoe ons lewe.
Maar terselfdertyd is die Bybel vol daarvan dat Jesus hier en nou 'n werklikheid by ons, binne ons is. So dit het my gelei na die vraag toe, waar is Jesus dan? Ongelukkig om te sê, vir baie mense is Jesus dood. Hulle glo dat hy die seun van God is. Hulle glo dat hy gesterf het. Maar dit is waar hulle geloof eindig. In 'n Jesus wat die wreedste van wrede dood gesterf het. En daarom vir baie mense, wanneer jy praat oor Paasfees, dink hulle net aan die kruisiging. Hoe wreedaardig dit was. Wat Jesus moes gelei het. En daarom ook is dit so interessant, die simbool van die Christendom is die kruis. Want aan die kruis is daar betaal en aan die kruis is alles volbring. Maar die kruis was nie die einde nie. Jesus het gesterf, ja, maar Jesus het ook opgestaan en hy lewe vandag. En weet jy, dit is vir my hartseer, dat wanneer jy praat oor die Paase, oor Jesus se sterwe, en hoe hy gemartel is, dan is dit omtrent soos die begrafnis van iemand naby aan jou, papa of mamma of 'n man of 'n vrou of 'n kind. Dit is met 'n klip in die hart wat jy daaroor praat. En baie keer wanneer ek mense begrawe, dan wonder ek, wat mis ek? Paulus sê vir ons, hy sê ons treur nie meer soos mense sonder hoop nie. Dit is die mense wat net glo dat Jesus gesterf het. Maar die ander kant van Jesus se sterwe is die opstanding in 'n nuwe lewe. En daarom hoef ons nie meer soos mense ongelowiges, mense sonder hoop te treur nie. Want ons weet, die mense wat uit hulle aardse bestaan huis toe gegaan het, lewe ook, net soos Jesus. En hierdie mense glo in die hemel. Maar die hemel is eendag. Eendag as ons ook doodgaan, gaan ons by die opgestane Jesus wees. Maar van na sy sterwe en opstanding, totdat ons eendag by hom gaan wees, moet ons nog vroeg en worstel deur hierdie lewe hier en nou. En moet die hoop van eendag by Jesus wees ons aan die gang hou. Dit moet ons krag gee om te kan vasbyt. Maar daar is ook ander mense. Vir ander mense weer is Jesus in die Bybel, sy woord. En hulle lees die Bybel en hulle bestudeer die Bybel en hulle ken die Bybel op die punte van hulle vingers. Maar soms wonder ek of hulle Jesus persoonlik ken. Die lewende Jesus al persoonlik ontmoet het. Onthou jy nog tienertyd, toe jy daai eerste meisie ontmoet het? Dan skryf julle vir mekaar briewe. Nou veronderstel, ek het nou 'n brief gekry van my meisie. En sy sit hier langs my, maar nou sit ek die brief en lees, nou lees ek, liefste Sjaal. Wow, weet jy, sy noem my liefste van, sy is bitterlik lief vir my. Sy noem my Sjaal, sy ken my by die naam, sy noem my Sjaal. En so gaan ek deur hierdie hele brief en ek ontleed hom en ek lees in wat ek dink sy sê. Maar sy sit die hele tyd langs my, net hier langs my. Ek praat nie met haar nie, ek lees net haar brief. En baie keer dink ek, dit is soos baie mense ook met die Bybel omgaan. Hulle ken die Bybel, hulle ken die woord van God. Maar die vraag is, ken jy die God van die woord persoonlik? Is hy 'n lewende werklikheid in jou lewe? En soos wat ek gesê het, vir ander mense weer, is Jesus in die hemel.
Die disippels het hom sien opvaar hemel toe. En hulle het geglo hy is in die hemel. Maar hulle het vergeet wat Jesus gesê het. Net voordat hy opgestaan het, het hy gesê, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. En jy sien, ons maak die fout, want ons dink aan Jesus soos wat hy aan die disippels verskyn het. Hulle kon hom sien. Hy sê, Thomas, bring jou vingers, sit dit in die merke van die spykers. Nadat Thomas nie wou glo nie. So ons dink ook aan 'n Jesus wat jy kan sien, wat jy kan voel, wat op die strand saam met hulle geëet het. Maar jy sien, Jesus is God. En soos wat ons al vir mekaar gesê het, God is so suurstof. Ons almal haal asem, maar ons kan dit nie sien nie, maar tog glo ons dat daar suurstof is. Dis hoekom ons asemhaal. So Jesus leef nie meer dalk hier rond in die gestalte, in die gedaante waarmee hy aan die disippels verskyn het nie. Hy leef as die Seun van God in ons, om ons, oral rondom ons. En ongelukkig is daar ook mense vir wie alles net 'n storie was. Soos die stories in die kinderbybel. Hierdie Jesus wat lank gelede geleef het. En lank gelede het hy sy disippels geroep. Het hy die wonderwerke gedoen, maar dit was alles lank gelede. En ons lees van hoe hy gesterf het, en ons lees van hoe hy opgestaan het, maar dit is alles deel van lank gelede. Dit maak nie 'n verskil in die kwaliteit en manier van lewe van daardie mense nie. En dan is daar ook mense vir wie Jesus 'n werklikheid is vandag. En ek dink baie van ons glo dat hy lewe vandag en dat hy by ons is, maar omdat ons hom nie kan sien nie, is hy nie werklikheid vir ons nie. Maar kom ek vat jou gou terug. Kyk net terug oor jou lewe. Daardie moeilikste tye in jou lewe. Wie was by jou? Daardie toevallighede in jou lewe, daardie dinge wat gebeur het wat jy net weet, wow, dit is nou baie groot toeval. Nee, dit is nie toeval nie. Dit is by divine appointment. Toevallig. Jy loop met 'n bekommernis in jou hart en in jou kop en ewe skielik kom daar 'n antwoord, 'n deurbraak uit die bloute uit. Jy kon dit nie sien kom nie, dit gebeur net. Jesus in aksie. Net soos wat Jesus in die Bybel met sy wonderwerke die mense en sy disippels wou oortuig van wie hy is, dat hy werklik die Seun van God is, so is God in en deur Jesus en sy Gees vandag nog steeds in aksie rondom ons. En wil hy ook deur al die dinge wat gebeur toevallig vir jou en my wys, maar Jesus leef, hy's by jou. En dan is daar ook in die laaste plek mense wat weet waar Jesus is. Jesus is oral, maar bo alles woon hy in ons harte. Onthou jy die skriflesing wat ek in die begin vir jou gelees het, sodat Jesus Christus in ons al hoe meer gestalte kan kry, sodat die wêreld hom al hoe meer in aksie deur ons sal sien. Ons word 'n Jesus met 'n vel om vir die wêreld, want ons gaan leef sy liefde. Ek wil jou uitnooi, volgende week gaan ons bietjie saam dink oor hierdie hele ding wat gebeur het by die kruisiging. Van God se kant af, wat het die kruis beteken? Van ons kant af, wat het die kruis vir ons beteken? En dan ook ten opsigte van ons lewe vorentoe. Wat moet nou gebeur, nou dat ek en jy nuwe mens in Christus is? Mag die Here jou ryklik seën. En weet, Jesus het opgestaan. Hy lewe vandag
en hy lewe in jou en my deur sy gees. Ons kuier volgende week weer saam. Die Here seën vir jou. Shalom. Hemelvader, ek het ook al baie keer gewonder, waar is U? Waar is Jesus? Veral in my noute tye. Daar het dit vir my gevoel dat U van my vergeet het. Dat ek nie eintlik saak maak vir U nie. Dat U nie eintlik belangstel in my nie. Dankie Here Jesus, dat ek vanoggend U kan loof en prys. Dat U opgestaan het. Dat U die dood oorwin het. Dat U in my woon deur die Gees. En dat niks my kan skei van U liefde nie. Word al hoe meer 'n werklikheid elke dag ook vir my. Amen. Om elke dag 'n dagstukkie op WhatsApp te ontvang, stuur net jou naam en nommer per WhatsApp na 0828216433. Vir motiveringsvideo's kan jy gerus ons Lewende Gemeenskapsblad op YouTube besoek. Daar is ook 'n Engelse blad, Live Light Community, op YouTube. Jy is ook meer as welkom om ons Lewende blad op Facebook te besoek en dan ook ons Engelse blad op Facebook, Live Light. Op Telegram kan jy net 'n soek doen onder Lewende en dan daar aanteken en dan sal jy ook elke dag jou dagstukkies daar kan kry. Mag die Here jou ryklik seën. Liefde groete, Sjaal.